Welkom by episode 8 van Flipping Economics. In hierdie episode gaan ons kyk na produksie op die langtermyn. In die vorige episodes het ons gesê dat op die langtermyn is daar geen vaste insette nie. In die produksieteorie word die langtermyn gedefinieer as die tydperk wat lank genoeg is sodat die firma die hoeveelhede van alle insette in die produksieproses kan verander. Daar sal dus genoeg tyd wees om 'n nuwe fabriek te bou of nuwe masjiene te installeer. In die langtermyn is daar 3 belangrike konsepte wat in ag geneem moet word. Die eerste een is skaalopbrengs en dit verwys na die langtermynverband tussen insette en uitsette. Onder skaalopbrengs is daar 3 tipes. Die eerste een is konstante skaalopbrengs. Dit beteken dat 'n verdubbeling van die insette sal lei tot 'n verdubbeling in uitsette. Die tweede een is stygende skaalopbrengs. Dit beteken dat 'n verdubbeling van die insette lei tot verdrievoudige toename in uitsette. Die derde een is dalende skaalopbrengs. Dit beteken dat 'n 100% toename in die insette lei tot slegs 'n 50% toename in die opbrengs. Die tweede een is skaalvoordele. Dit beteken dat koste per eenheid wat geproduseer word daal na mate die produksieomvang toeneem. Dit wil sê hoe meer jy koop, hoe goedkoper raak dit. As jy 'n partytjiebeplanner is en jy koop al jou voorrade by Chinatown in Johannesburg, vra jy altyd, wat is stock price? Want as jy byvoorbeeld 6 van dieselfde produk koop, is dit goedkoper as wat jy net 1 koop. Skaalnadele aan die ander kant is die teenoorgestelde. Eenheidskoste styg na mate produksie toeneem. Omvangsvoordele is 'n derde een. Dit is soms goedkoper as 2 verwante produkte deur een firma vervaardig word, eerder as wat 2 afsonderlike firmas dit doen. Byvoorbeeld as Clover hulle koeie wat hulle het slegs gebruik om melk te produseer. Glad nie room of jogurt nie, slegs melk. Dit is sinvol vir Clover om eerder melk, room en jogurt te produseer omdat dit van dieselfde produk afkom, die koei. In die volgende episode gaan ons bietjie kyk na volmaakte mededinging.